U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons gaan vanoggend aan met Lukas 7. Ons is daar by vers 36. Nou, as ons die deeltjies so reg het en oop het, kom ons vra dan die seën van die Here dat hy vir ons insig ook in hierdie dinge sal gee. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord, U dinge. En ons is afhanklik van U Gees om vir ons hierdie dinge te openbaar, vir ons insig te gee hierin, ook by hierdie besondere gebeurtenis wat U vir ons opgeteken het, dat ons kan leer en kan sien wie U is en wat U doen ook. En weet dat dit vandag nog steeds waar is. Kom Here, kom maak dit stil hier in ons. En gee dat ons vir 'n oomblik op U genade, U grootheid kan fokus en kan indrink dit wat die woord vir ons leer. Amen. Lukas 7 daar vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en die tafel ingeneem. 'n sekere vrou van die dorp wat in 'n sondige lewe gelei het, gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterfles met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat trane op sy voete begin drup het, en daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog. Hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het, sien sy by homself, as hy 'n profeet was, sy het tog geweet het wat 'n soort vrou dit is, en dat sy aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê vir hom, Simon, ek het iets vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê, 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Een het R500 geskuld en die ander 50. Omdat niks gehad om mee te betaal nie, het hy albei vir albei skuld kwytgeskeld. Wie van hom sal die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel, die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy nie gegee nie, maar sy met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat jy ingekom het nie opgehou my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat daar sondes wat baie is, vergewe is. Daarom bewys hy baie liefde. Maar vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam met hom aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sonde vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Kom ons hou hierdie deel op, ek wil graag so deur hom gaan. Kom ons begin by die vraag. Ek hoop dit is 'n baie maklike vraag vir julle. Waarvoor het Jesus aarde toe gekom? Hoekom het hy mens geword? Wie wil waag? Om sondaars te red. En dis wat ons sien in die uitspeel van hierdie ding. Ons praat baie oor die teologie en die dogma en die leer daarvan, maar vanoggend staan ons stil by die toonbeeld en die voorbeeld waarvoor Jesus na die aarde toe gekom het. Later in Lukas 19 kom ons daarby dat hy sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dit is sy missie tot sy wederkoms. Dit verander nie, dit bly vandag nog steeds dieselfde. Dis die missie van Christus, dis die missie van sy kinders, dit bly die missie van die kerk. En dit bly in ons harte, en moet in ons harte bly, dat ons dieselfde gesindheid hê, en dieselfde kyke na mense rondom ons sal hê, as Christus. Nie as Simon nie. En ek vrees dat te veel ouens kyk na die mense in die wêreld rondom hulle, deur Simon se oë, die fariseer, en nie deur Christus se oë nie.
Nou, hierdie geleentheid speel af nadat Jesus in die omgewing gepreek het. En ons weet op die stadium nog groot skares getrek het, mense wat kom luister het na die prediking van die Here Jesus Christus. Ek neem aan dat Simon was ook daar, en omdat hy nou 'n gesiene persoon in die omgewing was, almal na hom kon luister het, dis ons wat mense maar doen, wat hou daarvan om aandag te trek en gesien te word, en as daar iemand belangrik is, dan kom hy na my huis toe. En so nooi hy dan vir die Here Jesus Christus ook na die huis toe. Twee mense wat gesit en luister het na dieselfde preek wat vir ons hier gegee word. Maar as ons kyk, en dit sluit aan by wat ons verlede week oor gepraat het, twee totaal verskillende reaksies. Simon nooi die Here in, want dit is die regte ding, gesiene ding om te doen. En die mense sien dat hy in sy huis is, en hy nooi sy belangrike vriende, almal sit aan die tafel hier saam met Christus. En ek wil stil staan, as ons na hierdie gedeelte kyk vanoggend, net by twee woorde. En die eerste woord wat ons gaan stil staan en 'n bietjie omskryf na die beeld wat voor ons afspreek, is 'n kykie in die genade van Christus. En dan wil ek klaar maak aan die laaste gedeeltetjie, wil ek stil staan by die woord liefde, maar nie God se liefde nie, haar liefde. Die reaksie, die gevolge van die genade. Ons weet dat die liefde van Christus is wat die hele verhaal vir ons inkleer, maar ek wil besonder stil staan dan eers by genade, hierdie wonderlike groot genade, wat so duidelik gewys word in hierdie deel. En nommer 1 wil ek kyk en eers stil staan as ons praat oor sy genade, by die objek van sy genade. Want dis die eerste ding wat vir ons hier uitstaan. Dis die kontras wat gestel word en wat Simon stel, as hy dit voorlê ook. In sy hart mompel hy en praat hy, maar weet hy wie sy is? Wie is die objek van Jesus se genade? Die sondaar. Nou as hy praat dat hy sê hy's 'n sondaar is, hy's 'n sondaar, dan is dit nie net sommer woorde wat genoem word, ons praat van mekaar, oog maar jy's 'n sondaar, ons is almal maar sondaar. Hier is baie spesifiek, dat sy as 'n sondaar, 'n vrou wat in geweldige sonde gelewe het, en nie net goed gevind het dat sy sonde doen, en mense rondom haar is nie, maar ander mense laat val in sonde. Ek dink sy is die tipe mense wat beskryf word in Romeine 1, hy sê hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en tog verdien hulle nie self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit goed dat anders te doen. Dis hy, en hy het dit op beskrywe. Sy weet is verkeerd. Ons kan maar spekuleer wat haar sondes is, maar ek dink is redelik duidelik. Vir daai tyd as dit daarna verwys het dat sy 'n deel was met prostitusie en allerlei sulke goed en onderduimse werke van die nag. En die fariseërs en die ander mense, ek gaan nie met jou assosieer nie, ek wil niks met jou te doen nie, ons bly weg van hulle af. Ons hande is skoon, ons hande is rein. Maar hier staan sy voor die Here. Hier is sy aan die voete van die Here. Hoe is dit so? En hier is 'n belangrike ding om te verstaan van die genade van ons Here Jesus Christus, en hiervoor grawe ek bietjie terug na die Bybel, na die woord toe, wat die woord vir ons leer. Want ek moet verstaan wat die woord van die Here vir ons leer, hoe die dinge werk, om te verstaan hoe sy daar kom. Albei het gesit en luister na hierdie prediking van die Here. Hierdie prediking sou dieselfde gewees het wat hy nog die hele tyd gegee het, daai wat ons gelees het in Lukas 4 van, dat hy gepraat het met die armes, die blindes, die wat in gevangenskap sit, die wat onderdruk is. Hy praat van sondaars wat in die wêreld is, van verlossing, van 'n nuwe lewe. Sy is daar omdat sy uitverkies is. Dood eenvoudig. En ek weet in die uur wat ons van praat, dat as jy praat van die uitverkiesing, dan onmiddellik is daar baie teoloë wat op hulle tande kners. Wil niks daarvan weet nie. Baie Christene wat ook niks daarvan wil weet nie. Want die mens en die vlees van die mens hou nie daarvan om te hoor dat ek nie in beheer is van my eie toekoms en van my eie, in goeie Engelse woord gebruik, my eie destiny nie. Ek wil tog so graag glo dat ek in beheer is van alles wat aangaan. En wat 'n krisis vir daai arme persoon as hy agterkom, hy het nie beheer en geen beheer oor sy lewe nie. Maar die wonderlikste deel van die evangelie is, en as ek dit verstaan, dan verheug ek myself en ek verheug my in die hele leer van die uitverkiesing,
Want God in sy genade het omgesien na hierdie persoon. Hierdie persoon wat 'n dorp nie ag nie, wat die mense nie ag nie, wat hierdie fariseer wat dink dat hy 'n groot man van God is, nie eens 'n tweede kyk sal gee nie, geen tyd aan af sal spandeer nie, maar sy in die grootheid van God en die genade van God, in die ewige verlede al, het hy haar by die naam geroep. Jy is myne. Want jy sien, die realiteit is, en die Bybel leer dit vir ons, dat nie een van ons sal draai na Jesus Christus om in 'n verhouding met hom te staan uit onsself nie. Ons kies godsdiens. En ons godsdiens wat ons kies is altyd so ingekleer dat ek die beter in die werkende en die beheerende faktor in godsdiens is. Daarom sal wette, reëls en regulasies wat ons moet nakom, so voel ek koop my saligheid. Maar die realiteit is, in myself as mens, soek 'n mens nooit na 'n lewende verhouding met die lewende God in Christus nie. Dis wat die Bybel ons leer. In Johannes 6 sê die Here, niemand kom na die Vader toe wat my gestuur het, as hy hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom later uit die dood laat opstaan. Dis die beginsel. Niemand kom na die Vader toe, sal nie getrek word nie. So die feit dat hy daar staan, weet ek dat sy begenadig is deur die Here, omdat sy daar sit en sy luister na hierdie boodskap. Daar's baie wat luister na die boodskap. Dit bring my by die tweede ding wat ek weet, sy uitverkies is. Sy het geluister na die boodskap. Sy was nie begenadig om daar te wees nie, maar sy het geluister en daar na die oomblik het die Here met haar begine praat. Daar het baie mense gesit en luister. Maar op daai oomblik het niemand saak gemaak, almal het verdwyn. Dit was sy en die Here met mekaar besig. Ag, hoe wonderlik is die Gees. Nie jou oë oopmaak vir wie en wat jy werklik is nie. Daai trane van droefheid, hy is 'n groot genade van die Here. Paulus skryf hieroor. Want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daar was niemand nog ooit jammer nie. Maar daarteenoor droefheid wat uit wêreldsoorwegings kom, bring die dood. En dit kan gebeur onder prediking wat Paulus hiervan praat. As dit deur die Gees is en die Gees daarbey betrokke is, dan maak die Here my oop vir wie en wat ek is en ek sien myself vir wat ek werklik is. En dit breek 'n mens. Want as ek myself sien in die lig van 'n absolute heilige God, ons het net gesing heilig, heilig, heilig. En baie mense sing heilig, 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 maar hulle het geen klou wat dit beteken nie, en hulle sien self glad nie saam wat dit is nie. Ek kan my sing hoe hier Simon hier die Fariseer saam met dit kan sing, hoe heilig, heilig is die groot God, die groot Allah, groot alles wat daar is. Maar ek kan nie die heiligheid van God eers sien voordat ek nie eens sien wie ek is nie. Soos hy sê, is begenadig daarin en die uitverkies daarin, dat die Here daai prediking, daai tyd wat hy hom gaan gepraat het, en dan wat daar 'n ontmoeting gehad het, en daar het haar lewe verander. Droefig volgens die wil van God bring bekering. Dit bring verandering in die lewe. Daar's ander mense ook, soos Paulus hiervan wat dieselfde droefheid beleef, skuldgevoel ons het, ek is 'n slegte mens. Voel sleg in die diens, dan moet jy vir hom my gepraat, hoor. Maar stap hy, dan gaan hy aan met sy lewe. Op pad na die dood. Dis die genade van God as hy jou aanraak, en ek niks anders te kan doen daaraan, en dit bring my by die volgende punt, toe kom sy begenadig ons uitverkies, sy het gegaan en sy het gaan hulp soek by die regte plek, by die regte persoon. Sy het nie binne haarself gesien om te wag vir iets in iemand anders te nie, toe sy hoor waar Christus is, waar die Here is, en dat hy daar by die Fariseer is, sy gaan soontoe. My antwoord lê by hom, die oplossing bly by hom. En weet jy wat wonderlik is van die vrou, en ek verstaan dit, want as die Here jou gryp en die Here met jou praat, dan is daar niks anders in die lewe wat sin maak en wat saak maak nie. Sy is nie 'n genooide gas nie, maar ons vind haar hier by die voete van Christus. Ek kan dink hoe sy daar ingekom, maar almal gevra, wie jou genooi?
Ek kan sien hoe almal een kant toe staan. Oe. Sy gaan nie net as sy nie genooi, sy gaan na 'n plek toe waar sy verag word. Waar sy op neergesit en sleg gesê word. Sy het haarself verneder om by die voete van die Here Jesus te gaan lê en alles te offer daar. En ek kry nie 'n beter beeld en 'n beter gebaar as wat sy hier wys as van wedergeboorte nie. Ek en jy, kan jy dit onthou, die tydperk, die dag, toe jy dit gedoen het, by die voete van my Jesus, op my knieë gebroke. Ek is 'n sondaar. Ek het niks. Dit maak nie by haar saak, dat dit Simons huis is, al die fancy mense en die deftige mense nie. En dis die mooiste beeld van hierdie hele gedeelte wat vir ons uitgebeeld word, is juis hier. Hier is die deftige mense, hulle sit daar met hulle groot rykdom, en alles wat hulle het. En nie een van hulle snap die toneel wat hier afspeel nie. Die disippels sou het later gesnap het, nadat hulle die Gees ontvang het. Maar dit, sê die Here Jesus, is waarvoor ek gekom het. Het almal wat geluister het na hierdie preek wat hy gegee het, almal in haar hele dorp en omgewing, is daar een vrou op haar knieë, stikkend voor die Here. En my voorreg het ek het gehad, maar ek het al gesê, deur my bediening het ek het paar keer kon beleef, dat 'n persoon so stikkend voor die Here is, en op die teelvloer daarvoor met die trane lê, en dan altyd is daar 'n groot glimlag op my gesig. Hoekom? Genade in aksie. Dis waar jy voor my Jesus gekom het, om te soek en te red die wat verlore is. Saam met jou heilig nie, ek jubel oor jou. Hoekom? Want jy is begenadig, jy is uitverkies. Vrou het nie daai oomblik het raak gesing, sy sing net haar droefheid raak. Ek weet sy is uitverkies, en die volgende rede is, omdat die Here Jesus Christus haar vrygespreek het. Hy sê van vers 48, jou sondes is vergewe. Daar is nie soeter woorde wat die mens in sy oor ooit kan hoor, as hierdie woorde, jou sondes vergewe nie. Jou sonde wat op jou lê, is jou grootste las wat daar is. Die Here weet dit, hy het ons gemaak, hy ken ons. Baie in die wêreld verplaas hierdie las na ander dinge toe. Hulle dink hulle het ander dinge nodig in hulle lewe. Hulle dink geld gaan hierdie holkol, hierdie onrustigheid binne hulle regmaak, verhoudings en you name it, alles. My Here weet wat dit gaan wees. 'n gebroke gees en oorgawe aan hom. Dis waar my genesing my lewe begin. Daarom dat die Here sê, as jy nie weergebore word, jy sal nie in die koninkryk van God inkom nie. Sonder uitsondering. Jy weet, elke ou se getuienis is uniek. Nie een van ons wat hier sit, dieselfde getuienis van ons tot bekering gekom het nie. Maar die beeld wat hier afspeel, is dieselfde beeld wat by elkeen van ons afgespeel het, nie waar nie. Elkeen is 'n unieke vorm. Ek onthou die verhaal gelees aan Spurgeon. Sy bekering op een wintersoggend, of een wintersaand by 'n aanddiens, stap hy verby die straat en hy hoor 'n handjie vol mense in die kerk hier sing, die diens is pas begin. En om een of ander rede besluit hy, nou kom ons gaan in. Goddelose man, leef nie vir die Here nie. Maar vir jare al het hy 'n ouma agter hom wat pleit vir die siel van Spurgeon. En hy stap by die ou kerkie in, wat maar 'n normale ou klein kerkie is, waar 'n handjie vol gelowiges bymekaar is. Die boodskap wat verkondig word, was nie iets spesiaal en spektakulêr nie, die prediker ook nie. Onthou wat ek laas vir julle gesê het, dis nie hoe die boodskap gelewer word nie, né? Dis asof die Gees praat. En daai aand sit hy en hy luister daarna, en terwyl hy daar luister, toe breek iets binne in hom. En ons ken die res van die verhaal. In my oë die grootste prediker wat in die afgelope 2000 jaar na Jesus ooit opgelewer is.
'n man van God, ongelooflik begaafd met insig in die woord en hierdie dinge van die woord, wat ek baie opsteun in sy werking ook. 'n Ontmoeting met hom, maar dieselfde prentjie speel af. Onder die klank van die woord kom die Gees en die Gees maak sy oë oop en hy breek. En hy draai na Christus toe en maak sy lewe reg. Dan vers 50 kom 'n ander kant van die verhaal, wat net so belangrik is. Die gelowiges worstel altyd met die ding, nou is dit die Here wat my gered het, of het ek myself gered? Het ek tot bekering gekom, of het die Here alles gedoen? Ons sien albei afspeel in hierdie gedeelte in die Bybel praat daarvan. Niemand kom na die Vader se getrek en sy het die prediking gehoor. Sy is onder die klank van die Heilige Gees, die Heilige Gees worstel met haar. Maar dan sê die Bybel vers 50, jou geloof het jou gered, staan op 'n gang vrede. Daar was 'n aksie, daar's 'n gehoorsaamheid, 'n geloofsaamheid. En sy het 'n nuwe lewe. Gaan in vrede. Wat 'n wonderlike woorde dit nie is nie. Spurgeon som hierdie deeltjie vir my baie mooi op. Hy sê, grace has speaks upon the most unlikely cases in order to show itself to be grace. It has found a dwelling place for itself in the most unworthy heart, that its freeness might be the better seen. Oh, wat 'n mooi opsomming. Wees ek kon verf met woorde soos hy. In die hele toneeltjie wat afspeel, in die hele dorp, heel moontlik, is hierdie vrou die toonbeeld van die mees onwaardige persoon vir die genade van God. Haar hardheid, haar sonde, die manier hoe sy haarself gegooi het in haar sonde, en ander mislei het en verlei het saam met hierdie dinge. Maar die Here se afspraak in hy dorp was juist met haar. Die evangelie van genade styg in my uitmuntend uit, wanneer die objek uitgewys word, dat die objek nie 'n waardige persoon is om gered te word nie. Die onwaardige wat dit sing is die persoon wat die grootste genade en die grootste genot en die grootste vrede in sy lewe ontdek, dat die Here gekom het om my te roep. 'n tweede punt wat belangrik is hier om te sien, nie net die objek van genade nie, maar ook die objek van verwerping. Jesaja sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Die naam van haar word nie genoem nie, maar ons vermoed dit was een van die Marias wat saam met Jesus beweeg het en haar lewe gegee het saam met die bediening daarna. Maar die Here weet wie haar naam is, want haar naam was nog altyd in sy plan gegraveer. Nog hang voor die skepping. Dis 'n wonderlike deel van sy uitverkiesing. Dis 'n deel wat my baie klein laat voel as ek terugdink daaraan. As ek dink die dag toe ek tot bekering gekom het, dis jy jonk as praat jy nog met volle waan daarvan en jy dink jy het iets ouliks gedoen tot jy begin klein raak om te sien, maar die Here het lank voor die skepping my uitgekies. En dan begin ek klein voel. So baie is nie uitverkies nie. Uit die miljoene en biljoene wat daar is op aarde, maar Here, hoekom ek? Gaan dit nie verwerp nie, ek gaan dit nie teëstaan nie. Ek gryp dit met albei arms aan. Maar U het my gesien, my sonde, my gekry. En deur die eeue doen U dit. Dit maak nie saak wie jy is en waar jy is nie. Maar die feit van die saak, net soos ons verlede keer oor gepraat het, is hier iemand wat begenadig is, iemand wat uitverkies is in hierdie toneel, en mense wat verwerp is in die toneel. Simon. Dis spyte daarvan dat hy dieselfde prediking gehoor het, dis spyte daarvan dat die Here hier persoonlik vir hom 'n preek gegee het, en persoonlik vir hom aangespreek het, met dieselfde liefde. Vers 44, hy draai toe na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het juis gewoon water het jy my nie vir my voete gegee nie. Die mees common courtesy wat jy kan gee vir iemand in daai tyd is, iemand kom kuier by jou, onthou stofstrate en sandale. Ons het nie sulke nice dogs boots en goed wat ons dra, en klim uit karre uit nie.
As iemand in jou huis inkom, en jy het net 'n halwe agting vir hom, gee ten minste vir ons korrel water, dat hy sy voete mee was. Maar voor dit nog, toe die Here vir hom sê, Simon, kan ek iets vir jou vra, dan let op wat sê hy. Nie rabbi nie, nie Here nie, meneer. 'n Bietjie respek. Maar jy sien, Jesus is net 'n meneer vir hom. Is net iemand. Hulle het dieselfde preek gehoor, hulle het dieselfde dinge na die genade gehad om na te luister, maar die ene was begenadig deur die Heilige Gees, dat die preek nie net 'n preek is nie, dat die Heilige Gees self in haar werk, en hy breek haar stuk en hy breek haar oop. En hierdie man sit nog met sy selfe hart. Vers 45, soen het jy my nie eens gegee nie, my is die courtesy gehad om my ordentlik te groet nie. My kop het jy nie met olie gesalf nie, daar was geen salwing wat van jou afgekom het nie. Vir ewig sal hy in die duisternis in die hel sit en homself verwyd oor hierdie geleentheid. Daar sal nooit 'n einde daaraan wees nie. Jesus was in my huis en hy was vir my 'n meneer. Nie my koning nie. Ag, was ek maar daai prostituut. Het ek maar die wysheid en insig van daai prostituut gehad. En dit gaan hom ewig bly. So ek sê, ons sien die genade van die Here in die objek daarvan. Die mees en die grootste van sondaars is wat hy red. Maar ons sien dit ook, sy genade gewys daarin in die vrug in die persoon se lewe wat hy bring ook. Net so 'n bietjie verder aan, as ek weer vir Spurgeon kan aanhaal, skryf hy, grace, my brethren, deserved our praise, since it does so much for its object. Grace does not choose a man and leaves him as he is. En dit is baie waar. Dink julle daai vrou het daar uitgestap by daai geleentheid dieselfde? Het Simon daar uitgestap dieselfde? Moontlik 'n bietjie worse af, nie waar nie. As die Heilige Gees my ontmoet, as ek sê dat ek 'n kind van die Here is en 'n verhouding met die Here is die uitval en die gevolge van die genade van die Here Jesus Christus, dat my lewe nooit weer dieselfde is nie. Ek kan getuig my eie lewe daarvan, en elke gelowige wat wedergebore is getuig daarvan, dat die Heilige Gees gaan haal jou waar jy is. Maar hy los jy nie soos jy is nie. Ek het 'n beklemming om my hart van soveel mense wat sê dat hulle Christen is. Maar ek sien geen effek in hulle lewens en geen vrug in die lewe. Jaar na jaar en Sondag na Sondag sit hulle in die kerk en luister dieselfde dinge, maar is nog dieselfde persoon 10, 20 jaar later soos hulle was. Dan was daar geen wedergeboorte nie. As die Here vir haar sê, gaan in vrede, dan bedoel hy nie net, sy moet nou rustig aangaan met haar pad nie, sy is vergewe, gaan lewe daai nuwe lewe in Christus, en soos ons sê, ons vermoed, sy het alles prys gegee en Jesus gevolg. Want dit is altyd die noodwendige gevolg van, as die Heilige Gees my werk. Ek word 'n disipel van Christus. Ek word sy volgeling. Haar eerste effek en eerste vrug van die Heilige Gees in haar lewe was hierdie brou, hierdie oop oë. 'n Stukkie daarvan bly in ons lewe by, altyd 'n bewustheid van my sonde, my vlees, altyd 'n vraag daarna, Here, wys my sonde, sien die onrus raak, as daar nog iets is, vergewe dit, gee dat ek dit na vorentoe kan bring, ek wil rein en heilig vir u lewe. En ons begin hierdie pad, hierdie woestyn stap, hierdie hoofweg van heiligmaking. Toe ek my eerste jaar op universiteit my lewe finaal vir die Here oorgegee het, was dinge nooit weer dieselfde daarna nie. En daarvoor prys ek my Here. Prys dat hy die genade gehad het, nie net om my sonde te vergewe nie, maar my skoon te was en my nuwe lewe te gee. Johannes sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly net een. As daar nie 'n vrug is nie, is daar nie 'n sterwe nie, is daar nie 'n lewe nie.
Die tweede genade, die derde genade wat hy gee, wat ons hier sien, is dat in 'n tweelei dat die Here Jesus Christus haar belydenis aanvaar. Hy sit daar stil en hy laat haar toe om die hele toneel uit te speel. Hy het nie toe sy ingekom het, onmiddellik net vir haar gesê, "Dit is alright, jou sondes vergewe, moenie worry, moenie huil nie." In die geskiedenis dat ek gelees in baie van die mense se lewens, dat hulle partykeer weke lank in 'n totale toestand was oor hulle sonde, voor die Here antwoord. Daar's 'n belangrike rede daarvoor, ons gaan nou daarby kom. Die Here laat haar toe om te huil, berou te hê oor, en by sy voete te lê, want dit is belangrik vir haar en haar geloofslewe wat sal volg. Hy aanvaar dit nie net nie. Maar die wonderlike deel is, die Here is nie net ons aanvaarder van die geloof nie, hy is ook die bewaarder en die beskermer en my advokaat. Toe Simon daar sê, maar hy profeet is, hy sal weet dat sy 'n sondaar is en 'n slegte vrou is. Wat doen ons Here? Onmiddellik staan hy op as 'n advokaat. En die wil van die advokaat is nie net te wys jy is reg en jy is verkeerd nie, die wil hiervan is om te wys sy is reg. Jy moet hierby inval. Dis wat ek in jou lewe sou wou gehad het. Dis die hele doel van die preek met Simon, en hy nooit gesnap het, en nooit gesien het, en nooit gehoor het nie, omdat hy so selfregverdigend was, so vas in sy eie idees van sy godsdienst, van sy geloof, hoe hy dink hy God moet dien, dat hy nooit gehoor het wat die Heiland vir hom sê nie. Simon, hierdie vrou is die pad en die voorbeeld vir jou. En hy snap dit nie. Maar Here staan van op. Ek sien die genade daarin dat die Here vir haar baie meer gee as wat sy ooit opgebaken het. Jou sonde is vergewe. Het julle enige idee die las wat van 'n sondaar se skouer afval? Jy is veronderstel om dit te hê. My sonde is vergewe. Ek kan nou voor Christus verskyn. In die hemel opgevat word, voor hom gaan staan, en ek hoef nie soos 'n wurm in die grond te kruip nie. Hoekom? Want my sonde is vergewe. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Beteken dat ek vlekloos is, dat ek volmaak is, glad nie, ek weet dit. Maar die effek daarvan, die Here vat hierdie skuldlas, hierdie skuldgevoelens weg. En Paulus sê, al het ek die skuldgevoelens nie, al kla my gewete en die ander, beteken nie ek skoon is nie, ek soek nog steeds. 'n kind van die Here hoef nooit te loop met 'n skuldlas, 'n skuldgevoelens nie. Ek is weergebore, ek is nuut gemaak, ek het my geplaas onder die bloed van die Here Jesus Christus. My geloof het my vrygemaak, my geloof in hom, my hoop in hom het vrygemaak, en ek leef daarin. Maar die genade is nie net losmaak van sonde nie, die genade is dat die Here vir ons 'n nuwe lewe gee. Hoeveel mense smag nie daarna 'n tweede kans, nog 'n kans nie. En die Here gee dit. En dan maak nie saak hoe oud jy is nie. Maak nie saak hoe lank jy 'n pad gestap het en wat jou pad was nie. As ek berou het oor my lewe en ek lê dit voor my Christus, was hy dit skoon. En dan maak nie saak dat hy hoeveelste keer is nie. Hy was dit skoon. Die inhoud van sy prediking was hierdie is 'n tyd van genade. En dit bly so. En saam met dit, meer as hy gedink het sy kry nie net 'n nuwe lewe nie, ook die ewige lewe. En dis meer as net die moeite werd. Tyd haal ons in, ek wil kom by die tweede een en kortliks net daaroor praat. Ons het gepraat oor genade, en dis 'n tema wat ons nie sal kan uitpraat nie, daar is so baie om te sê nie. En so baie glorie wat ek in die Here wil bring van sy groot genade. Maar die tweede woord wat ons by wil stilstaan in hierdie deel is liefde. Die liefde van die vrou vir Christus. En dis 'n baie kort woordjie en 'n klein woordjie, en ek wil stilstaan by vers 47, en die Here som die hele situasie vir ons op. Ek sê vir jou, omdat daar sondes wat baie is, vergewe is. Daarom bewys sy baie liefde, maar vir wie hy wat min vergewe is, bewys min liefde. Daar is fisiese wette wat ons het.
Daar is wette van gravitasie, daar is wette van beweging, daar is wette van allerlei dinge. As jy gaan skyn na swaar, dan leer jy die wette. Dit is belangrik om te ken. Daar is geestelike wette. Hier is een van die geestelike wette wat geweldig baie sê en geweldig baie onderskryf. En as jy gewonder het, hoekom laat die Here haar toe om vir 'n ruk lank in hierdie berou te bly, in hierdie treur toestand te bly, en partykeer baie van sy kinders, hoekom moet hulle so 'n treurstand toestand bly? Martin Luther was baie lank in 'n toestand van absolute wanhoop. Hoe gaan ek vir my sondes ontslae raak? En hy het geweet dat die Rooms-Katolieke Kerk lieg vir hom. Dit is nie die waarheid nie. En hy's 'n teoloog, hy ken die Bybel. Tot op die geleentheid dat hy weer deur Romeine werk. En die Here sy oë oopmaak, op die regte tyd. En genade alleen. Hoekom daai tyd? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ek weet wat my sonde is, hoe diep my sonde lê? Want hierdie wet is waar in ons lewe. Vir hy wie min vergewe is, wys min liefde. Hy wat weet hoe diep sy sonde loop, weet hoe groot en hoe begenadig God in sy lewe was. En die effek van sy wedergeboorte is baie groot. Dis nie net waar in haar lewe nie, dis waar in elke gelowige se lewe. Die Here gebruik hier, daar's 'n ou wat R50 vergewe is, of R500 vergewe is. Simon dink, en die Here praat vir hom, as hy praat van die cheap skuld, is Simon. Simon sal vir jou sê, ja, ek het my foute. Ek het my probleme, ek het my uitdagings. Maak nie altyd die regte besluit nie, jy weet, ek maak basies 'n goeie mens. 'n goedkoop estimasie van myself en my skuld bring 'n goedkoop godsdiens en 'n goedkoop Christendom. En ons het in ons kerk en ons omgewing geen tekort in hierdie wêreld van hierdie tipe Christene nie. Dit was in Christus se tyd waar, dit is vandag nog steeds net so waar. Baie wat dink maar, as ons praat oor wedergeboorte, dan ek hoor wat jy sê, dominee, maar ek het dit nie nodig nie. Oor en oor het ek dit al gehoor. Maar dit is vir die slegte mense. Vir die sondaars. En dan volg jy die pad van Simon na die ewige verderf toe. Maar jy sien, ons sien nie die toonbeeld van God se genade nie. Ons sien hierso die weg en die waarheid en die lewe wat Christus verkondig. Dit is die wedergebore, dis die pad van bekering, dis die pad na die hemelse stad toe. En dit begin hier in 'n gebrokenheid om myself te sien vir wie en wat ek is. En deur my lewe het ek nog altyd vir die Here gebid, wys my nog hoe verder en hoe dieper hierdie sonde is. Toe ek tot bekering gekom het, was ek bewus van 'n bietjie sonde in my lewe. Maar soos ek 'n pad saam met die Here gestap het, het hy my gewys hoe ver en hoe diep hierdie goeie strek. Baie meer as ek ooit gedink het. Baie meer om te bely, baie meer oor te gewe, baie meer om selfdissipline op toe te pas. En sien saam met dit kom daar 'n groter liefde vir hom. U het my soveel vrygeskeld. Ek weet wat ek veronderstel is om te kry. Ek weet waar ek veronderstel is om heen te gaan. As die Here jou lewe gryp, dan is jy nooit weer dieselfde mens nie. En vir die beste ding wat ek in my lewe kan bid en vra, is Here, wys vir my, selfs as jy 'n kind van die Here is, hoe diep die sonde in my lewe loop. Want ek wil sien hoe groot die genade is. Want ek weet as ek sien hoe groot die genade is, die dinge wat U my vergewe het, vloei saam met 'n groot liefde vir U. En dis wat ek wil hê. Here, mag daar nie 'n stukkie selfregverdiging binne my wees nie. 'n Stukkie selfverheffing, 'n stukkie selftrots nie. Breek my soos U die vrou gebreek het. As jy nog nooit wedergebore is, as ons praat oor wedergebore en bekering, en jy weet nie waarvan ek praat nie, dan is jou gebed vanoggend, Here, wys my wie ek werklik is. En jy los nie daai gebed
tot die Here dit geantwoord het nie. Al moet jy dit elke dag bid vir jare en jare. En al hoe intenser begin bid met absolute smeeking, is dit die gebed wat jy bid. Wys my wie ek werklik is. As jy 'n kind van die Here is, nog steeds 'n deel daarvan, Here. Laat daar nie 'n deel wees wat ek teruggee en terughou. Mag daar nie 'n masker wees wat ek voorhou en 'n deel wat ek nie sien nie. Ek sluit af in die laaste woorde, vers 49. Die wat saam aan tafel was, mekaar gesê, wie is hierdie man dat hy self sonde vergewe? Wie is hierdie man? Weet jy wie is hierdie man? Hy is my koning, hy is my Here. Voor hom buig ek my knie. Aan hom behoort ek. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Ek weet ek kan hierdie woorde sê, nie uit myself nie, maar omdat U my begenadig het, U my uitverkies het en my geroep het. Oë oopgemaak het en alles gedoen het. En dankie Here dat ons wat die kinders is daarop kon geantwoord het met geloof, met 'n oorgawe en 'n lewe in U. En dankie Here dat U deur die eeue werk, dat U nog deur die eeue dieselfde uitnodiging, dieselfde oproep gee vir elkeen, ook vir die wat vanoggend hier sit wat dit nog nie gedoen het nie. Kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Dankie dat ons bevry is van hierdie swaar juk van skuldgevoelens. Dat jy ons vry maak ook van sonde wat ons lewe so reëneer en so moeilik maak. Dat ons 'n nuwe lewe in U kan hê, 'n vryheid ongekend en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dankie dat ek weet dat hierdie toneel vandag nog steeds waar is. En dat U dit nog steeds doen. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.